ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 426. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of miskien die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, die 1860 weergawe, wat Dr. Joseph Briand Rotterdam geskryf en vertaal het. Wat ek doen, ek het hom in 'n paketvorm, waar as jy een Bybel koop vir die ou prys, kry jy 2 Bybels, so jy kry 1 gratis. Of, ons kan hom ook oppaar met 'n boek, waar jy 'n Restoration Bybel kry, en enige een van my boeke, vernaam die Hebreërsboek, Waarheid of Leuns. Mense is verskriklik geïnteresseerd in daai boek. En ons begin klaar goeie terugvoering kry, wat sê prof, dis uitstaande werk, en dis nie vir my om my goed te laat voel of iets nie, en bo natuurlike geopenbaarde woord. So ek noem dit vir u. So jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722367124, gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za, soos jy kan sien hierbo, né? As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk of luister, is baie welkom, gaan na deel 1, begin reg voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal, deel ook die kontak met die vriende en die kennisse, stuur die kontak vir almal wat jy ken, dis lewensveranderend, skryfblokpen en 'n 33 Afrikaanse Bybel, baie belangrik. Kom ons bid saam. Ek wil vanmôre vir u baie dankie sê in die begin van die week, Vader, vir hierdie wonderlike voorreg wat ons as Jafis boeties en sissies het om te kan deel saam uit die woord uit. Ek wil vanmôre bid dat die salwing van die Ruach HaKodesh op hierdie woord rus, en dat u in elkeen van ons se lewens inspreek, en dat die Ruach HaKodesh ook aan ons openbaar dit wat u vir ons in gedagte het. Geef vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike oor om te hoor, en geestelike oë om te sien wat u vir ons wil sê, sodat ons beter Jafiste kan wees in hierdie dag. So by die salwing op die woord, in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, en elke Jafis sê, halleluja, halleluja, wat 'n wonderlike voorreg vanmôre. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot seën gaan wees. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 22. Nou is dit belangrik om te sien wat die woord vir ons sê. Nou hy sê in vers 22, hy sê, beroof die arme nie, omdat hy of sy arm is, en verbrysel die ellendige, dis die sukkelaar, nie in die poort nie. Nou vanmôre is dit baie maklik dat ons doen wat pa Nick vir my geleer het van ek 'n jong seun was. Hy het my geleer, jy trap nie op iemand anderster om jouself uit die modder uit te hou nie. Met ander woorde, jy verneder nie ander mense nie. Ja, as ons op die waarheid staan, soos met die Japie van Sail reeks en Dani Botha en al die ander spookpredikers en AR-agente, dan dis nie om op hulle te trap, dis om die evangelie wat hulle verkondig uit te wys as 'n leuen, 'n onbybelse leuen, wat op die internet verkondig word as die leuns. En dit kan ons nie voorstaan nie, al is ons wie. Ons is Jafiste, omdat ons in die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jafashua funksioneer, is dit so belangrik dat ons op die woord moet wees. En weet jy wat vir my ironies is dat ek gaan soek nie vir hierdie goed nie. Dis die ander mense, die Jafiste, wat op die goed afkom op YouTube en Instagram, Telegram, Dropbox, en weet jy waar, Facebook vernaam. En dan kom hulle en sê, prof, wat sê jy hiervan? Wat maak jy van hierdie dinge wat die ouens sê? En dan kan ek ongelukkig nie stil bly nie. Ek mag nie.
Want die oomblik as ek swyg, dan gee ek my goedkeuring aan die leuns wat hulle promoveer. En wat sê Johannes 17:17? Hy sê ons wandel in die waarheid, die woord is en bly die waarheid, halleluja. Ons kan nie eers met 'n halwe leuen omgaan nie. Want 'n halwe leuen is eintlik 'n volle leuen. Jy kry nie ding soos 'n halwe leuen nie. As jy lieg, lieg jy. En die Bybel sê die Satan is die vader van die leuns. Nou sê die woord, koning Salomo vanmôre, beroof nie die arm persoon nie, omdat hy op sy arm is nie. Met ander woorde, ek gaan dit in Afrikaans sê, moenie advantage vat van 'n arm mens nie. Daar is baie mense wat advantage vat, wat tot hulle eie voordeel sulke mense uitmergel, hulle verniet laat werk. Dis nie regverdig nie. Want die woord sê, wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen jy aan myself. En weet jy, soos ons iets gaan sien, gaan ons dit ervaar. En verbrysel die ellendige of die sukkelaar nie in die poort nie. Nou in die Bybelse tyd het hulle die poort gehad, al die hekke gehad waar hulle ingekom het, en dan het hulle die naald se oog gehad, die poort wat hulle oopgemaak het, waardeur hulle gestap het. Vernaam in die aande as die hekke toegemaak het. Nou die sukkelaars het altyd by die poort gesit en betel vir 'n almoes. Nou dit is een ding om 'n sukkelaar te wees uit gewoonte uit, en omdat jy nie wil werk nie, en jy kan ander weend kan jy ellendig of 'n sukkelaar wees as gevolg van 'n gebrek waar jy nie kan werk nie. En dan ook in ons tyd waarin ons lewe, waar daar nie vir ons blanke mense regtig werk in Suid-Afrika is nie. As jy nie entrepreneur is waar jy jou eie iets kan skep nie, en dan is daar nog BEE en al die goed waar hulle net wil kom skep, hulle wil maai waar hulle nie gesaai het nie. Verskriklik. So ons mag nie op iemand anders te trap wat aan ons ondergeskik is om onsself uit die modder uit te haal nie. Hy sê in vers 23, want Jahwe die Almagtige, hy sê in die 33, die Here, onmoontlik, totaal en al onmoontlik. Ek wys iemand net op dit, het is onmoontlik dat hy kon gesê het Here, want daai woord het nie bestaan in koning Salomo se tyd nie. Die woord Lord kom eintlik van die woord Kyrios, die Latynse woord, en dis in die 13de eeu wat hulle eers hierdie woord uitgebring het, kom van God, Theos, Grieks, en dan in die 6de eeu, Here of Lord, eintlik in Engels, Lord, wat uit die Latyns uitkom, Kyrios. Hy sê, want Jahwe die Almagtige sal hulle saak verdedig. Wie is dit? Die arme persoon, die ellendige, die wat nie in staat is nie, dalk siek en krank en daarom is dit vir ons belangrik om nie net oordeel te vel nie, maar om eers seker te maak, ondersoek in te stel, wat is die rede dat mense in so 'n toestand bly en lewe? Is dit omdat hulle wil, omdat hulle nie anders te kan nie, en omdat dit hulle leefwyse is, omdat hulle nie wil verbeter nie? Ja, dis so jammer, en dis hoekom ons ook baie blanke plakkerskampe het. Daar's mense wat net nie anders te kan nie. Hy sê, want Jahwe die Almagtige sal hulle saak verdedig. Vader Jahwe sal hulle saak, hoekom sal hy hulle saak verdedig? Luister, kyk by vingers, want onder ons Jahwiste, nou moet jy mooi hoor, onder ons broers en susters, is daar ook wel sulke arme mense. Is nie almal wat welgesteld is nie. Is nie almal wat 'n kar het en 'n huis het wat hulle in bly nie. Warm klere het om aan te trek nie. 2 etes of 3 etes 'n dag kan eet nie. Daar's baie mense wat nie in die vermoë is nie. So ons moet versigtig wees dat ons nie neerkyk op ander Jahwiste wat nie beheer het oor hulle omstandighede nie. Ek dink aan pastoor Pieter, een van ons pastore, hy het 'n ruk terug, het hy 'n steen
besigheid begin, hierdie pavingstene. En hy het by die roborte gaan stop en vir die mense, vernaam die blanke mense gevra, en vir natuurlik vir die swartes ook. Kom werk vir my. Ek betaal jou, ek gee jou akkommodasie, ek gee jou kos, en ek betaal jou 'n salaris. Kom werk vir my. En van daai ouens het 1 of 2 dae gewerk, toe sê hy, nee, pastoor Pieter Forrie. Toe sê hy, nee, hulle maak baie beter geld by die robot, as wat hy hulle betaal. Nie dat hy hulle onderbetaal het of beroof het nie, maar hulle het nie kans gesien vir 'n dag se werk, om sekere dinge te doen nie. Dis makliker om by die, en hulle het almal een weggeloop. Dat hy het my gesê, prof, dis onmoontlik om regtig werkers te kry. Vernaam die blanke mense by die roborte, hulle verkies om nie te werk nie. En baie keer is dit omstandighede, en baie keer is dit die wil. Want Jahwe die Almagtige sal hulle saak verdedig. Want onder ons as Jahwiste is daar wel ook arme mense, en hulle berowers van die lewe berowe. Dis vergeld. So met ander woorde, hy sal hulle vergeld. Want die woord sê, wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen jy aan myself. Hy stry ons saak. Dit maak nie saak wat mense sê, en mense doen, en mense, dit maak nie aan my saak nie. Want hy stry ons saak vir ons. En die Bybel sê, dis wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim. Dis Jahwe Almagtig. As bruid van Jahwe leef ons in die bonatuurlike geopenbaarde woord van die ewige lewe. Halleluja. Dis nie sommer net enige woord nie. Dis nie sommer net enige woord nie. Dis die woord van die ewige lewe, bonatuurlik geopenbaar. Halleluja. Wat 'n seën, wat 'n blessing om die woord te mag funksioneer. Die Bybel sê dat Jahwe hom vir die wyses verberg. Maar vir die opregtes van hart maak hy sy woord oop. Hy breek dit oop vir ons. En wat doen hy? Hy voed ons meer en meer met die waarheid van die lewe. So ons het 'n begin van 'n nuwe week waar ek wil sê, kom ons wees nie net gewone Jahwiste hierdie week nie. Kom ons gaan uit om die bonatuurlike woord in ander mense se lewens te breek. Het sy of hulle arm is en of hulle ryk is. Dit maak nie saak nie. Hier bel iemand my laas week. Sy naam is Skalk, ek gaan nie sy van gee nie. En hy sê vir my, hy sê, prof, ek het jou nommer, want ek het dit by 'n tannie gekry. En sy het met my, na my toe gestap, en met my pront uitgepraat, oor die name, en oor die doop. Sy het terug het my sê, toe ek sê, sy het my sê, jy is 3 keer geonderdompel, in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Nou ek weet, pastoor Kobus se vrou, sy Monica, sy's 'n leeutemmer. Want hy sê, dis net so kort tadie, ek weet van haar. Ja. En dit het daai man so nuuskierig gemaak. Hy sê, prof, ek kan nie wag nie om meer te wil weet. Sy het gesê, as jy meer wil weet, bel hierdie professor. En hy het my gebel. En ons het seker vir omtrent 'n halfuur, 3/4 uur gesels op die foon. En ek het met hom gedeel. En ek wil vir u sê, weet jy wat, nou, die woord sê, daar is blydskap in die hemel as een siel om tot Jahwe bekeer. Nou, ek hoor altyd van Suster Monica, dan sê sy, prof, ek is hier besig en ek is daar besig. Sy's in Kreersdorp. Sy stap in 'n winkelsentrum in en dan stap sy na die eerste en die tweede auto en sy begin met hulle deel. En sy doen dit gereeld. So, wat doen sy?
Al het sy vir 100 ouens gepreek en met hulle gedeel, mans en vrouens, mense gedeel. En hierdie persoon met die naam van Skalk kan tot bekering kom. Want ek het vir hom gesê, gaan kyk na die reeks oor besprinkeling en onderdompeling. Die Bybel sê, werp jou brood op die water. Kyk en na vele dae sal dit na jou terugkeer, met ander woorde, as saad. Dis beeldspraak. Onophoudelik saai die woord. Saai die saad. Tydig en ontydig. Dis wat die woord sê die apostels gedoen het. En die disippels, die navolgers van Jahweh, die Jahwiste 2000 jaar gelede. Tydig en ontydig het hulle die woord gesaai. En weet jy wat sê die woord? Wat sê die Bybel? Hy sê, en Jahweh het daagliks by die gemeente gevoeg. Hoekom? Want ander mense het die saad gesaai. En dis wat ek sê, u kan mense bereik wat ek nooit kan bereik nie. Maar dan moet ons die lewe, dat die mense Jahweh in ons kan sien. Mag hierdie dag vir u 'n wonderlike, geseënde, 'n heerlike dag vol van blydskap en heerlikheid wees. In die naam bo elke ander naam. Die naam Jahweh, Maranatha, hy kom weer, laat dit so wees.